In hierdie episode kyk ons na 'n besigheid wat die regte mense by die regte plekke uitbring. Sal sy vandag kan wys hoe strategiese werwing 'n maatskappy kan transformeer? So ja, ek is Mirna, ek verteenwoordig my besigheid Mirna Butler Recruitment en is regtig my volgende voorreg om hier te staan en julle bietjie meer te kom vertel van my en my besigheid en my reis tot hier. So bietjie meer oor myself. Ek is 'n plattelandse meisie, ek het groot geword in Ladybrand in die Oos-Kaap. Oos-Vrystaat, in die Oos-Vrystaat. Ek het na skool Bloemfontein toe gegaan. Ek het aandklasse geloop by die Sentrale Universiteit van Tegnologie en ek het toevallig in die werwingsbedryf beland. My ouma was 'n dagmoeder. Ek het by haar gebly op 13 Junie 1995 het 'n mamma ingekom en gesê chaos by die kantoor, die ontvangsdame het weggeloop en my ouma het gesê Mirna lê daar in die bed gaan haal haar, sy kan telefone gaan antwoord en 'n 2 weke temp het 31 jaar amper loopbaan geword vir my. So op my heel eerste werksdag het my eerste bestuurder vir my gesê dat maak nie saak wie in ons kantoor inkom nie, as hulle wegstap moet hulle met waardigheid wegstap. Nie met leë beloftes nie met vals hoop nie, maar of dit nou 'n drywer is of dit 'n hoofuitvoerende beampte van 'n besigheid is, hulle moet waardig voel. Dan so 'n bietjie meer oor my besigheid. Soos ek sê, ek is in 1995 op in die bedryf. Dis wat ek ken om te doen, wat ek weet van om te doen, wat ek regtig, dis my passie. Ek lewe daarvoor, dis my lekker. En Mirna Butler Recruitment, ek het gister vir Dion vertel, dis is 'n baba. Toe ek begin het met die besigheid was dit net ek. Ek het alles gedoen, van die kliënte gaan soek tot CV's, tot verwysings doen, onderhoude, alles. En dis wat jy swanger is. Ons mamas sal weet, daai eerste 9 maande is hierdie babatjie net jy. Dis in jou, dis jy. En dit was my besigheid, dit was net ek. En toe ek begin personeel aanstel, so die babatjie moes begin loop, dit was my verskriklik moeilik om te laat gaan, verskriklik. Ek was eintlik 'n lelike mens. Ek dink ek het 'n toksiese werksomgewing geskep want ek het alles gemikrobestuur. Ek wou elke CV sien wat uitgaan. Ek wou seker maak daar's nie 'n spelfout nie, daar's nie 'n punt wat hy nie moet wees nie en dit was regtig vir my baie moeilik om te laat gaan. Ek het my skoolgeld daar betaal, maar vandag loop Mirna Butler Recruitment. My span is geïnspireer, gemotiveer, bemagtig om aan te gaan en ek is baie trots daarop. Ek self is nie meer 100% in die operasionele deel betrokke nie. Ek is altyd daar, dis my verantwoordelikheid. Alles stop by my. Ek gaan nie sê dit was 'n personeel het nie, dis ek, maar my span, ek staan hierso. En Mirna Butler Recruitment gaan aan Bloemfontein wat ek baie vir dankbaar is. So wat dit moeilik maak in ons bedryf, jy kan 6 maande aan 'n pos werk. As jy hom nie plaas nie, is daar nie 'n fooi nie. En elke keer as jy 'n pos geplaas het, begin jy maar weer oor. So ons het nie 'n pipeline. Ek kan nie vir 'n jaar vooruitskat die produkte wat ek gaan verkoop nie. Ek het nie 'n produk wat ek kan wys, hier sy so lyk hy nie. So dis die uitdagings, maar ons is deur dit. Ons fooi werk op 'n persentasie van die jaar se pakket. Dis betaalbaar deur die werkgewer. Dis onwettig om 'n werksoeker 'n fooi te vra. Ons bied ook 'n 3 maande waarborg. So sou die kandidaat weggaan in die eerste 3 maande vir uit sy besluit. So dis nou nie personeelvermindering of so ietsie nie, dan doen ons 'n gratis vervanging. So ons gaan weer deur die hele proses en ons vervang gratis. En dan is ek ook baie streng of nie streng nie. Ons doen 'n 3 maande opvolg. So vir 3 maande loer ons gereeld in by die kandidaat, by die kliënt. Is jy gelukkig want die kandidaat het in daardie tyd 'n verhouding met ons, so hulle gaan dalk gemakliker voel om vir my te sê hoorie ek hou nie hiervan nie of hierdie is my vreemd en dan kan ek dit koördineer met die kliënt. Om net seker te maak daai eerste fase is gemaklik. Dis ons logo. Nou my rooi liggie werk nie daar nie, so ek gaan hom los. Die MB in die middel is vanselfsprekend, dis Mirna Butler. In die middel van die M gaan julle sien is daar 'n regmerkie. So dit is die regmerkie. Ons het regtig afgemerk, ons het gedoen wat ons kan doen om te verseker dat ons die beste kwaliteit vir ons kliënt gee. Agter die sirkel is ons seël van goedkeuring. En dan net na ek my nuwe logo bekend gestel het iemand vir my gesê, daai 3 is my 3 butlers. So vir my persoonlik, as ek na my logo kyk, sien ek Mirna Butler Recruitment, maar my 3 butlers wat langs my staan en agter my staan is daar. Ons visie kon ek nie op 'n mooi manier in Afrikaans stel nie, maar dit is ons visie to be your recruitment business partner of choice. Ons wil regtig as kliënte dink aan werwing, moet hulle dink Mirna Butler Recruitment, omdat ons dit vir hulle 'n gemaklike proses maak. Dis ons waardes, respek, verantwoordelikheid, kommunikasie, professioneel, integriteit, empatie en regverdigheid. En vir my persoonlik kom alles terug respek toe. En ek sê altyd, as jy self respek het, gaan jy respek hê vir ander en dan gaan die res outomaties kom, glo ek. Ons het baie gegroei, maar ek weet daar is nog baie wat ons kan bereik en graag sal wil bereik. Daar was moeilike ekonomiese tye. Grendeltyd, werwing was dood. Daar was letterlik 15 Maart die werwing toegemaak en ons het Julie weer begin in die mark inkom en ek is deur dit. As ek een ding geleer het is Ek is sterker as wat ek gedink het. Ek kan aanpas. As ek vat waar werwing begin het waar ons vandag is, jy moet aanpas, anders gaan jy agterbly. Ek is, soos ek sê, die besigheid is myne. Ek is verantwoordelik. Ek kan nie omdraai en sê maar Angelique het nie al werk gedoen of Sandri het 'n bal laat val nie. Dis ek.
Dis my naam, dis my besigheid, dis my verantwoordelikheid. Ek is glad nie 'n jagter nie, ek is 'n boer. Ek boer verhoudings. Ek weet wie's my kliënte se kinders. Ek weet wat as die hond siek is, dis vir baie belangrik. En daai verhoudings dra my. Dis mense wat lankal weg is, wat lankal afgetree het, kliënte wat kandidaate wat kliënte word en andersom partykeer, maar wat nog steeds na my toe verwys oor die verhouding wat ek met hulle gebou het. Ek is baie aktief betrokke by netwerke en deur die verskillende netwerke kan ek ook mense verbind. So ek het reeds van die finaliste gaan ek na mense in my BNI netwerk verbind wat dalk vir hulle besighede ietsie kan beteken en ek glo vas en ek weet ek sal 'n waardige ambassadeur vir julle wees. Baie dankie. Mirna, eerstens mens kan sien jy maak 'n verskil in die gemeenskap. So ek wil sê wel gedaan. Ek dink as ek na die prentjie kyk in die finansies, die eerste wat na my uitspring is daar's klomp maande wat jy nie waar jou uitgawes eintlik hoër is as jou inkomste. So dit sal vir my sê volhoubaarheid, eers mens moet daarna kyk. So en ek's opgewonde om te sien, weet jy wil fokus op assesserings en ander goed. So my vraag is, hoe gaan jy in die toekoms seker maak dat jy op hierdie tye wat stil is in jou besigheid, eintlik meer geld maak? Want as ek hierna kyk, dit voel eintlik of jy met die personeel wat jy het eintlik dubbel die omset moet maak as wat jy hier maak. En jou salaris is omtrent so 48% van jou uitgawes. In 'n dienstebesigheid kan jy nie ver, weet jy kan maksimum ek dink 53-55% gaan. Die vraag is, hoe gaan jy met jou bestaande werknemers jou omset verdubbel? Want ek dink dis eintlik wat jy gaan nodig wees. Soos ek sê, die laaste rukkie het ek het 2 werwingskonsultante gehad en ek het nou 2 nuus aangestel en ek het vir Angelique bevorder na bestuurder toe. So die werk gaan dieselfde bly. Die uitset gaan dieselfde bly. Die uitgawes gaan nou dieselfde bly en die inkomste en ek is positief. Ek glo ons werk hard. Ek glo nie net nie, ons werk regtig baie hard dat dit gaan draai. Ons het nou hierdie jaar, so ek sê ons het besluite gemaak. Ek het vir myself 'n doelwit gestel. Die opofferings is daar, die uitgawes het gegaan, maar ek gaan volgende jaar vir jou boodskap stuur en ek gaan vir jou wys dat ons gaan dit maak. Dit is 'n baie deeglike voorlegging. En ek dink dit het baie goed oorgekom met al die punte geantwoord. Wat jy nie geantwoord het nie, wat is jou one-liner? Dit wil sê as ek skielik jou ontmoet en ek sê vir my gee my in een sinnetjie, hoekom moet ek by jou koop? Wat sal dit wees? En my tweede vraag is, wat is die diferensieerder? Okay. Dis baie duidelik dat almal daar buitekant gaan altyd sê ek is die beste, ek het die ervaring, ek is so oulik, ek is so professioneel. Maar wat is jou diferensieerder? Okay. So my one-liner sal wees ek verbind talent met geleenthede. Dis wat ek doen. En my diferensieerder glo ek en as jy die kliënte se terugvoer gaan lees, ek is my besigheid. Ek is regtig my kliënte se go-to. Ek is altyd beskikbaar. En ek glo as ek sien ook in ons mark, ek ken my kompetisie. Ek is Mirna Butler Recruitment. So jou one-liner net vir interessantheid. Wat was dit nou weer? In Engels, connect talent with opportunity. Is dit nie wat elke recruitment agentskap tog doen nie? So as jou one-liner is regtig iets wat jou Mense besef dit nie. Ons gaan kyk regtig na die kwaliteit van die kandidaat want 'n debiteerde klerk is 'n debiteerde klerk. Hulle almal kan die werk doen, maar gaan daai persoon inpas by jou besigheid? My eie persoonlike assistent gaan ek gou 'n voorbeeld noem. Sy het ingekom as 'n kandidaat toe een van my werwers nog relatief jonk was. En sy wil vir Anay plaas. Sy maak dit haar lewensmissie om vir haar werk te kry, maar sy kry haar nie geplaas nie. Nou Anay het ingestap met hoë hakke, so lang swart jas, dit was in die winter gewees, hare, mooi, pragtige kind, nê. En ek sê maar waarna toe jy vir wie jy gestuur? Toe self vir 'n verpakkingsmaatskappy gestuur en vir 'n maatskappy wat stoorplek verskaf. Daai prentjie, dit pas nie. So dit was ook 'n goeie leerskool vir my span. Ek moet my kliënt ken. Ek moet weet, 'n grafiese ontwerper gaan ek nou nie 'n man in 'n pak stuur nie. Hoe bonter, hoe meer kleurvol, hoe meer kreatief. So ons kyk regtig en dan ook al ons kandidaate gaan deur 'n uitkomsgebaseerde onderhoud. Ons doen ten minste 2 verwysings. So dis nie net van ons vat 'n CV en ons tik hom nie en dalk besef kliënte dit nie altyd nie, maar ek het vir Roelof hulle het ek al 2 keer mense onderhoude mee gedoen, dan het ek nie die CV's gestuur nie. Dan sien ek maar hulle die werk gekry. Dan sê ek soos nou het ek 'n fooi verloor en hulle altyd die ene te week gehou en die ene 3 maande gehou. Want ek ken my kliënt. Ek weet wat soek hulle en ek gee vir hulle kwaliteit. As jy sê is die beste, waarteen meet jy dit? As ons geplaas het na 'n week word die kliënt en die kandidaat gebel, daar word 'n evaluasie gedoen en die terugvoer is positief. So dis wat ek dit meer die terugvoer van my kliënte en daardie evaluasies wat ons op elke kandidaat doen oor die proses, oor die kommunikasie, oor hoe hulle dit ervaar het, ja.
Net van 'n bemarkingsoogpunt af, ek sien jy sê jy het 1.1 miljoen views op jou sosiale kanale. Weet jy wat 'n gedeelte daarvan organies is en wat 'n gedeelte betaling is? Of En ek het vandat ek Myrna Butler Recruitment het ek 2 keer paid ads gedoen, 1 keer vir 'n pos wat ons beskikbaar gehad het en vir 2 poste. Dit was 2 poste. So hierdie is wat ons doen. Ons het ons poste wat opgaan en dan is ons Dinsdag en Donderdag sit ons nou iets spesifieks op. Maar wat ek dan ook doen met my span doen, ons sit die pos op en dan deel ons hom na groepe toe. As die pos sê nou maar nie, so ek weet nie of ek die vraag antwoord. In 'n mate doen jy, so jy sê dis basically organies. Dis nie dat jy die post boost. Nee, ek het 2 keer posts geboost en dit was 2 poste wat ons. En dis goeie syfers want ek het gedog daai een bedrag is vir 1.1 miljoen wat astronomies is om daai reach te kry. Ja, gewoonlik is dit paid ads wat dit reg kry, ja. Want om by hom aan te sluit, jy het nou gesê hoe groot jou, ek skiep nou vir jou, maar ons kan nou na jou toe gaan. Jou netwerk is Bloemfontein en dan jy mos nou plekkies rondom dit, maar daai 1.1 miljoen mense, waar is hulle? Is dit relevant tot jou besigheid en dit wat hulle sien? Ja, ek sê dis die advertensies, die poste wat ons adverteer. So, daar's net 3 maniere om die besigheid te groei. Weet jy wat daai 3 maniere is? Jy gaan meer kliënte. Ek wil so graag jou. Nee, bro, soos enige besigheid soos jou net, daar's net 2 of 3 maniere wat jy die besigheid kan groei. En my vraag gaan wees, hoe gaan ons dit regkry, right? So die eerste een is jy het meer kliënte nodig. Okay, so as jy nou môre moet meer kliënte kry, wat gaan jy meer doen as wat jy nou doen op die oomblik? So wat ons nou gedoen het wat nie is dan nou vir Mariaan en Rian. Hulle fokus net op die werkgewer. So hulle gaan soek net. Hulle het glad nie met kandidaate te doen nie, hulle het glad nie met poste te doen nie. Hulle is nou uit daar uit om die werkgewer te kry. En hoe measure jy dit? Like wat is die strategie agter dit? Like hulle gaan nou uitgaan en wat doen? Like gaan hulle meer met mense bel, gaan hulle mense e-mail, gaan hulle mense Kyk, ek kyk na wat is jou aktiwiteite en werk dit? So byvoorbeeld as jy nou hierdie week 30 mense gebel het en jy het net 1 pos aangekry, dan is jy dalk met die verkeerde mark besig, dan is jou aanslag dalk verkeerd en dan tree ek in en sê hoorie maar of jy moet net 300 mense bel. Of dit ja. Of jy moet op 'n ander geografiese area fokus. Ek dink jy moet skaal, jy moet vinnig skaal. As ons nie groei nie, stagneer ons. Jy kort nog takke, nuwe geografiese areas. En ek dink jy kan dit doen. Dienste besighede is moeilik om te skaal want dis mense is jou produk. Maar jy gaan die antwoord hê hoe. So ons het 'n dienste besigheid. Right, so wie het media se dienste besigheid as jy dan dink, right? So ek noem dit altyd revenue versus resource, obviously. Dit is maar hoe dit werk op 'n of ander dag. So om terug te kom na daai 3 maniere toe, jy het meer kliënte nodig, jy het meer geld per plasing nodig op die einde van die dag. En dan is dit jy moet meer mense kry wat terugkom elke liewe maand. En ek dink die laaste een boks tik jy want jy het gekry customer service. So ek dink nie dis iets wat jy hoef op te fokus nie. Ek voel jy daai boks al getik. Die volgende 2 bokse is nou hoe kry ons meer kliënte en hoe vergroot ons gemiddelde plasing. En dit is as jy logies daaraan moet dink, jy kan 'n miljoen ander maniere gaan kry, right? Jy kan vir hierdie ou gaan luister en vir daai gaan luister, maar dit gaan als terugkom na daai 3 goed toe. En dit is die building blocks van jou besigheid. En sodra jy vinniger dit besef, hoe meer suksesvol gaan jy wees. En al wat jy nou moet fokus is niks is meer belangrik om daai 3 goed reg te kry nie. En jy het tot al een van daai 2 goed reg. Nou is dit jy moet op 'n predictable manier nuwe kliënte kry vir jou besigheid. Soos ek vir jou gesê het, as ek vir jou sê luister, kom ons verdubbel die besigheid. Dan jy vir my alreeds kan sê Jan, ek het soveel kliënte nodig. Dis hoe ek hulle gaan kry. Dis wat dit my gaan kos om hulle te kry. Dis hoeveel tyd dit my gaan vat om hulle te kry. En dan bo op dit gaan jy vir my sê Jan, ons gemiddelde plasing is nou soveel. Dis wat ons gaan doen om dit te vergroot. Dit is die dinge wat die sisteme wat ons in die besigheid gaan implementeer. Dis die mark vir wie ons gaan target. En ek dink as jy jou aandag 60%, 70% van jou aandag op dit begin plaas, gaan hierdie hele besigheid baie vinnig verander. Vanuit 'n praktiese oogpunt wonder ek of jy nie eerder die een moet wees wat met die maatskappye, groter maatskappye, want jy is die gesig van jou besigheid, jy is die een wat die verhoudings het, dat jy daai tipe werwing doen, nog steeds fokus op dit, dat die mense wat vir jou werk wat nou nuut is en bietjie meer onervare ensovoorts is, kan dit diens op 'n stadium, maar omdat jy, ek bedoel jou besigheid se naam is jou naam. So vir jou om, soos jy sê, jy werk nie meer elke dag, soos ek verstaan, so in jou besigheid nie, maar ek dink om jou besigheid te skaal, gaan jy moet terugklim in jou besigheid. As jy wil afskool, gaan jy eers 'n rukkie weer met, sou ek dink, baie betrokke wees, maar the face of
jou besigheid wees want dis wie jy is. Dit is jou logo, dis jou persoonlike verhoudings, dis jou netwerke en om dit te gebruik om dan die besighede op te teken. As jy 'n lys van 100 besighede het wat verkies om by jou maatskappy werwing of deur jou maatskappy werwing te doen, kan jy net uitgaan en hulle gelukkig hou. Jy is waarskynlik ook jy is 'n baie goeie resource vir jou eie company. En ek dink jy moet dalk meer fokus daarop sit vir nou, vir wanneer jy wil groei. As jy nie wil groei nie, heeltemal 'n ander storie. As jy wil in die agtergrond sit en ander mense kry om dit te doen, maar ek dink nie jy gaan dan so vinnig groei nie. Jy is die Pam Golding van recruitment. Ja. Om aan te las by Jandre en Saal van Henne, jy sê daar so 20 van dieselfde tipe besighede in Bloemfontein. Waar sê jy lê jy nou op daai lys? Net om te weet wat jou Ek is redelik bo. Okay, redelik bo. En byvoorbeeld kyk jy wat jou kompetisie doen. Soos doen jy mededinging analise, sê maar as jy enige besigheid het, of dit nou brandewyn is of boeke, ek kyk wat doen my kompetisie want hulle doen iets goed en iets sleg. So wat is die goed wat jy by hulle kan vat of waar slip hulle op waar vir jou 'n beter geleentheid is om te groei? Ek hou hulle dop, maar nie meer so slaafs nie wat ek het, nê, en maar dan het ek bietjie geobses oor waar's daai pos ek moet hom kry. So ek het so bietjie ek hou hulle dop, maar ek volg hulle nie meer nie. Ek gaan so nou en dan gaan ek in. Dis 'n goeie oogie, maar dis nie dat dit veral in die bedryf is nou nie soos iemand doen 'n sekere tipe Nee, en mens kry terugvoer. Ek meen ek het die kliënte gee terugvoer, die mense om hulle gee terugvoer. So ek weet waar is ek. Ons is so 3 wat mekaar, eintlik 2 wat mekaar goed jaag, maar ek weet ook uit kliënte se monde uit dat nommer 2 is al die CV af en tip op. Verstaan jy? So ek weet my kwaliteit daar, ek weet ek is beter. En as jy plasings doen soos op jou sosiale media, gaan die skakel na Pnet toe byvoorbeeld of gaan dit direk na jou webwerf toe of waar stoot jy die voete via sosiale media? Alles gaan deur dit hou. Elke pos kry sy eie unieke skakel. So jy moet op daai skakel aansoek doen. Okay, ek ken seker. Daai skakel gaan Pnet toe webwerf. So is, Ja. Want ek het gedink jy praat nou van Dubai en ton plekke in Suid-Afrika en Bloemfontein en oral. Het jy nooit gedink om jou eie tipe platform te skep? Want MB is nie noodwendig jou naam nie. Dit kan vir enigiets staan wat 'n goeie eienskap is. Ek is nie sterk op Frikkie se slaghuis nie, want as Frikkie doodgaan, dan is dit nie meer so slaghuis nie. So om byvoorbeeld 'n MBI of iets te hê, dan kan jy ander plekke gebruik jou, so ander mense groei jou besigheid vir jou, maar jy's nog steeds die persoon. Ek het al daaroor gedink en ek het al met mense gepraat. In die jaar het ek met iemand gesit, 'n programmeerder. Dit sal die ultimate wees vir my. Dan gaan ek weet ek het. Nou jy begin ook. Kyk na kunsmatige intelligensie vir dit. Daar's Lovable en Bolt.new wat jouself die webwerf vir jou kan bou en die platform kan bou. Kos jou, ek het letterlik 'n platform gebou in 3 dae. Regtig? So ek sal net sê ek dink nie jy moet ek stem saam dat dit 'n cool idee is, maar jy wil ook nie distracted raak op 'n van die dag nie. So jy moet kies wat vir jou die belangrikste is, maar soos ek sal sê like as ons ek hou daarvan om simpel te wees. Wat is die simpelste manier om na hierdie conversation te kyk? En daar's 3 maniere om jy besigheid te groei. Jy het meer kliënte nodig, jy het meer geld van daai kliënte af nodig en dan moet daai kliënte soveel as moontlik terugkom. Ek kan dit afsluit met die laaste sêding. Ek het 'n sêding wat sê what you whisper to yourself echoes in your reality. So as jy vir jouself heeltyd gaan fluister dat ek net R500,000 wil doen, gaan jy net R500,000 in jou lewe hê. Ek gaan net 2 of 3 jaar vat om uit te kom. Okay. Baie sterkte. Dankie. Ja. Baie dankie julle. Hoor ek waardeer julle tyd. Sy 'n vinnige inloergesprek voordat ons hoor wat die beoordelaars regtig dink. Mirna loer in by ons vorige kampioen. Jo, vertel my. baie goeie raad gekry. Dit sê ek waardeer dit van die beoordelaars. Dat ek het nie gevoel dat word geoordeel nie. Hulle het my geluister, hulle het vrae gevra, maar hulle het ook raad gegee. So kyk, almal is hier om te wen, maar ek het net nou weer besef dit wat ek mee wegstap is al klaar. Baie ja. En die ander finaliste regtig by mekaar geleer by die oordelaars, die verhoudings, van verhoudings, ek het mense. So nee, ek dink dit was eintlik baie lekker. Nee, jy like jou rus. Ja, dit is regtig my lekker gewees om hulle terugvoer te kry en net te besef hoeveel meer ek kan doen. En kan bereik. Ek meen hulle almal is wenners op baie velde, so meer by die beste. Daai opsomming van jou is presies, ek dink die kruks van hoekom dit doen. Jy weet, so jy leer so baie, jy raai vir jouself. Baie van die besigheid en 'n bietjie te kan terugstaan. Ja. En natuurlik die raad van die werk te kry. Ja, wat ek ook waardeer het, Sandrine het gister 'n opmerking gemaak, toe sê sy
die kompetisie gaat nie om iemand te verneder. En ek dink dit was nogal want as daar kompetisie is, as beoordelaars gevoel mense 'n bietjie oef. Jy gaan 'n muur onder 'n vergrootglas wees, maar dit is glad nie. Dit is regtig 'n verskriklike positiewe ervaring. Dis heerlik. Ek is baie bly ek raai. Wie was die tafste? Jan Ray, maar positief dan. Yes. Hy het regtig ek sal met hom 'n koffie drink na die tyd. Ja. Ek dink ek gaan moet hy ek vrees hy was taaf geweest nie. Hy het die harde vrae gevra, maar met alles ook raad gegee. Ek het glad nie as kritiek beskou nie. Dit was my so opbouend net om te sien maar wat jy kan daai. Dit is soveel beklop wat ek mense dink jy het gearriveer en dan so nee. Ek het eintlik nog nêrens nie, maar met sy raad en hulle almal se raad, hulle almal raad gegee. Raad gegee. Hulle almal. Dit is regtig net vir my 'n lekker ondervinding. Ek het nie gedink ek gaan so sê nie, maar dit was wonderlik. Terwyl Mirna gesels met die vorige kampioen, weeg die beoordelaars elke detail op. Ja, ek dink sy is 'n mens met wie jy eintlik besigheid doen. So ek dink hulle het ook goed opgesom. Sy moet die gesig van die besigheid wees, mense vertrou haar, maar sy moet dit skaal. Dis die tipe mense jy sal besigheid met haar doen, nie noodwendig met wat ook al die besigheid is nie. Ek dink dis die tipe gevoel. Yes. Ja. Ja, ek dink sy kom baie genuine voor. En ek dink sy is 'n briljante netwerker. Yep. Dis hoekom ek die laaste vraag gevra het, want ek dink baie sy glo nie in haar kapasiteit en die feit dat sy kan so sterk groei nie. Klein drome. Ja. Dan wonder ek soms, is dit iemand wat regtig wil skuil? Want as jy jouself uit die besigheid het verwyder, het in die begin gesê sy staan eintlik terug. Maar sy is tog die gesig van die besigheid. Sy is baie goed met menseverhoudings en baie goed met netwerk. En ek wonder net hoe kan mens dit dalk beter gebruik? Ek dink persoonlik sy is nie regtig uit die besigheid nie. Ek dink sy het haarself uitgehaal vir die verifikasiekant en die kwalifisering kant en die dienste kant wat addisioneel bykom by die HR aanstellings. En sy het ons genoem ook dat sy moes besluit gaan sy uitklim of gaan sy groot gaan. So sy is kom ek sê, in Afrikaanse woord gesê. Vir ons, daar's 'n blou oseaan en dit kan 'n massiewe besigheid. Maar daar's baie vis in haar oseaan, hè. Dis baie Ja. Ek dink van my perspektief af dink ek wil net nie sy moet distracted raak met shiny object syndrome en nuwe services nie. Soos ek sê, ek dink sy moet dit vir haarself simplify en net simpel hou en vir haarself vra, hoe kry ek meer kliënte wat beter betaal en hoe maak ek seker hulle kom terug? Ek dink sy, soos ek gesê het, haar customer service is amazing. Ek kan sien dat dit, die waarheid is van wat sy vir ons wys. So dis net, hoe kry sy die ander twee goed reg? Ek dink as sy meer effort daarop gaan sy definitief meer 'n groter besigheid bou, dis verseker. Dis jy ook kyk na die werkende resep. Sê maar vorige jaar, wie was die wenners en wat het hulle gedoen? So wat maak hierdie uniek? Soos die vorige jaar sou we net iets uniek gehad wat niemand het nie. Hierdie is ek en hy kan nou een begin en ons kan dit skuil en dit Bloemfontein te trek en ja, en om net liggawe Mantelas daar, dis ek mekaar gevra het oor haar one-liner, want ek het uitvraag gevra het, soos wat is jou one-liner? En ek het gevra, maar is dit nie maar wat almal se one-liner is nie, want haar one-liner is 'n generiese bedryf. En sy het nie 'n differentiator. Ja. Dit ongelukkig as ek van 'n verkope afkom en ek lei die verkope ouens op, dan is my eerste ding is okay, what's your one-liner? Want dan sê ja, maar ek is die beste in dit. Ek sê, hoe meet jy dit? Jy weet, ons so vinnig om accolades in ons naam te gaan gooi. Maar wie dit gemeet? Dit is 'n goeie mindset om te hê, maar jy het nog steeds en daai manier sy kan praat oor haar reviews, verstaan? Nee, absoluut. Maar dis 'n manier hoe jy dit kan meet van haar perspektief. Ek maar 'n one-liner. So ek dink sy was definitief 'n goeie kandidaat vir 'n finalis. Ek betwyfel dit glad nie. Daar is 'n lack van differentiator vir my. En sy het die punt van die ysberg bereik met tegnologie gebruik. Ek dink julle almal het dit daarop gefokus ook. Ek dink as sy tegnologie gaan regtig benut. It's a cutthroat industry. En die enigste manier hoe jy gaan wen is deur volume. Ons is ook in 'n cutthroat industrie. Digitale bemarking. Almal, maar die ding is almal wil digitale bemarking doen en daar is honderde agentskappe uit daar buite. En Flap and Nights en klein ouppies. So ek dink sy is in dieselfde tipe industrie, right? Dis 'n industrie waar daar's 'n groot demand in die mark, maar daar's honderde duisende besighede wat dieselfde ding doen. En die enigste manier how you beat that is you differentiate and you build brand. En 'n korte bemarkingsplan om net
oral op groepies te post, dis wat elke tweede ou met 'n garage winkeltjie doen. Ja, so dis nie- iets wat ek ook gemis het. Daar's nie 'n definitiewe plan. Ek sien ja. Want basically wat hulle doen is hulle post net werke oral. Daar's nie soos advertensies of jy raak kon doen 'n liefdadigheid, maar dis ook net om soos 'n golfdag te doen. Dit Ag net maar is lekker sy's ook vir voorstelle, weet sy luister en sy wil leer. Ja, ek dink sy het baie potensiaal om te kan groei en as sy dit gaan toepas. Ongelukkig het ons al baie keer entrepreneurs wat hulle staan hier en sê dis 'n goeie idee en hulle toepas nie toe nie. Maar ek dink ook wat baie belangrik is, dat 'n mens moet besef dat sy het die potensiaal, sy kan dit doen en ons moet baie versigtig wees om te sê sy kan baie meer geld maak, maar mens moet ook vra hoekom doen die entrepreneur dit? Een droom, een voorlegging, een stap nader aan die titel. In die volgende episode ontmoet ons nog 'n entrepreneur met groot planne.